Ons is ons skriflesing vanoggend uit Kolossense 2. Ek lees vanaf verse 6 tot 10. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedriegery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie, want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Kolossense is 'n baie goeie boek om vir ons te help om te verstaan wie Jesus is. Jesus is volkome, die woord wat Paulus gebruik vir elke Christen. Jesus, met ander woorde, bevredig ons volkome. Jesus alleen bied volkome versadiging vir ons innerlike lewe, ons lewe in ons harte, ons lewe in ons gedagtes. Slegs in Jesus kan ons tot volkome rus kom. Dis hoekom Paulus hierdie brief geskryf het aan daardie mense, want hulle was besig om dit prys te gee, uit te ruil vir dit wat die stemme wat uit hulle voormalige heidense wêreld na hulle toe gekom het. Stemme om eerder daarna te luister as om aan Jesus vas te hou en van hom elke dag alles te verwag wat hulle nodig het. Paulus begin in hoofstuk 2, eintlik in hoofstuk 1 al, met belangrike feite vir daardie lidmate destyds in die gemeente in die stad Kolosse. Paulus beklemtoon dit dat Jesus lewe, so belangrik. Vir hulle was dit net so uniek gewees, soos almal in daardie tyd wat dit ervaar het of deel gewees het daarvan. Uit die aard van die saak dit nog nooit gebeur nie en dit nooit weer gebeur nie. Daarom moes hulle besef dat Jesus is 'n lewende invloed. Hy's nie dood en alles wat ons vir hom vertel is in die verlede gebeur nie. Wat in die verlede gebeur het, die deur oopgesluit dat Jesus deel is elke dag van ons lewens. Hy's deel, hy weet presies wat jy alles dink, alles. Hy weet presies hoe jy voel. Hy weet presies wat jou vrese is, wat jou kommer is, waaroor jy bekommerd is oor die toekoms. Alles weet die Here. In vers 3 van hoofstuk 2 lees ons dat God die Vader in Jesus het alle wysheid en kennis. Alles is by hulle. Kennis, wat is dit? Kennis is om vertroud te wees met iets, om inligting te hê oor iets, om te weet wat aangaan in terme van wat ook al in my lewe belangrik is. Dis kennis. Wysheid is om te weet wanneer en waar moet ek watter kennis toepas? Wat is van pas soos my lewe aangaan, dit wat ek weet, die kennis wat ek het. En dan in Christelike konteks is hierdie kennis waarheid. Dis nie net neutrale kennis wat ek nodig het vir my dagtaak om dit uit te voer nie. Die Christelike kennis is waarheidskennis. Dis Bybelskennis. Dis wat ek moet hê, want dit help vir my. As ek deur die duiwel aangeval word, my broer en suster, en ek het die Bybelse kennis wat sê, as die duiwel jou aanval, bestraf hom en hy sal van jou wyk. Maak dit my 'n bemagtigde persoon. Ek het mag om daardie situasie en daardie aanval te stop. As ek nie weet die Bybel sê dit nie, dan ontbreek daardie mag in my lewe. Dan is ek magteloos, dan kan hy met my mors net sy wil. Wysheid is alles in Jesus te vind. Daarom moet Christene hulle nie steur aan volkswysheid nie. Mense se volkswysheid, my broer en suster, is heel moontlik nie die Here se wysheid nie. 'n Goeie voorbeeld. God help diegene wat hulle self help. Dis 'n idioom in ons volkswysheid en in Amerikaanse volkswysheid. En dis totaal al teen wat die Bybel preek. Volkswysheid is beperk omdat mense beperk is. Volkswysheid word blootgestel aan ons sondige natuur. Vers 6. Aangesien julle dus Jesus Christus, die Here aangeneem het, bly leef in hom.
bly leef in hom. Hier is Paulus se slotsom, sy gevolgtrekking van al die verse wat vooraf gaan, beginnende eintlik al in hoofstuk 1 vers 15. Hier kom hy uit en sê, my gevolgtrekking, bly leef in Jesus. Deur Jesus, broer, suster, is ons versoen met God die Vader. Wat is dit om versoen te wees? As twee persone goeie vriende is en hulle ervaar kwaai vriendskap en iewers word dit uit die weg geruim en hulle is weer beste vriende, dan is hulle weer versoen met mekaar. Die vriendskap is herstel. En so is ons verhouding met God, met Jesus en met die Vader. Jesus het ons tot God die Vader versoen. Deur sy kruisdood het hy betaal vir ons sondes, dis uit die weg geruim. Ek is versoen met God die Vader. Ek het 'n vriendskapsverhouding met hom wat hy aangeknoop het, nie ek nie. En wat hy in stand hou, nie ek nie. En wat aan die gang bly, maak nie saak wat ek doen nie. En ons onderskat, broer, suster, wie jy predikant is 'n frustrasie. Een van die groot frustrasies is as jy iemand kry, 'n gemeentelid, en ek dink daar's baie mense wat nie kan regkry om dit te aanvaar nie. Dit kan my nie indink dat met al my sondes wat ek net van weet, dat die Here vir my wil sê elke dag, ek wil jou beste vriend wees. Baie mense sit met 'n verlede, my broer en suster, 'n slegte verlede, 'n donker kant. En hulle kan nie verby dit kom om by die Here uit te kom nie. Hulle kan nie glo dat die Here al daai dinge wat ek gedoen het en steeds doen, eenvoudig uitvee as ek sê, Here, vergewe my sondes nie. Dis een van die kragtigste dinge wat jy as mens ooit kan doen. Here, vergewe my sondes. Dan is dit weg. Die Bybel sê die Here, as jy hom toe gaan en sê, Here, ek wil nou met u praat oor daai sonde, dan sê die Here, waarvan praat jy nou? Dis vergewe, dis weg. Ons aanvaar dit en ervaar dit in ons gesinne, broer en suster. Ons moet dit aanvaar en ervaar in ons verhouding met die Here. Wanneer ons doelbewus afhanklik is van Jesus, dan leef ons in hom. In hom, dis soos ons in ons gesinne. Jy as vrou, jou man leef in jou. Jou man leef in jou hart, want dis waar jou liefde vir hom is. Jou man leef in jou hart, want jy gee om vir hom. Dis waar jou hart vandaan kom. Jou man leef in jou gedagtegang, want jy dink aan hom. Jou kinders leef in jou, want jy dink aan hulle en jy is besorg oor hulle en jy maak planne oor hulle. En so, my broer en suster, is ons in Jesus. Wanneer ons hom innooi in ons lewe, dan gaan ons in hom, dan dink hy aan jou. Dan beplan hy vir jou. Dan voer hy sy lewensplan wat hy het net vir jou elke dag uit. Dan vergewe hy vir jou. Dan gee hy vir jou beter keuses. Dan gee hy vir jou beter gedagtes. Dan gee hy vir jou beter dinge in jou hart. Hy help jou emosionele lewe. So is Jesus in ons, my broer en suster. As ons bid, as ons vra en ons het hom nodig, as ons voor gebrek aan geduld te staan kom, oor wat ek al elke dag ek nie het nie, dan is Jesus in ons, want ons dink aan hom, ons bid tot hom, ons wonder oor hom, dan is Jesus in ons in hom. Vers 7, julle in hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Wanneer Christene Jesus innooi in hulle lewe deur 'n eenvoudige gebed, my broers, jy hoef nie 'n klomp dinge te doen nie. Jy hoef net te bid, Jesus, kom in my lewe in. Amen. Net waar jy sit. Wat is nou makliker as dit? Dan hy wag, sê die Bybel, hy wag en hy klop aan die deur van jou hart om te besluit, maak net die deur oop dat ek inkom. Toets hom net uit, my broer en suster. Ek waarborg jou, toets hom uit en kyk of dit nie beter gaan nie. Ek weet, want dis waar ek was. Dis wat ek was. Hy was nie deel van my lewe nie, 10 jaar lank nie in my voete in 'n kerk gesit nie. En toe op 'n plek gekom wat my lewe uitmekaar geval het en die Here, toe het ek op die Here geroep en het alles omgedraai.
Absolute wonderwerk waar ek was en waar ek nou is. My broers en susters, is so twee verskillende lewens. Vra net vir hom in te kom. Wanneer ons hom innooi, dan het ons vastigheid. Ons is gewortel in hom. Ons is vas in hom. Ons is seker in hom. Ons het sekerheid, veiligheid, genoegsaamheid. En ons lewens raak meer en meer rustig. En in hom word julle in hom word julle opgebou en versterk in die geloof. Vers 7, soos julle geleer is. Dit is wanneer ons gewoond 'n gereeld Bybel lees en bid, dan word ons geloof, ons vertroue in die Here, sonder dat ons baie keer dit weet, net sterker en sterker en sterker. Hoekom? Die Bybel is die verhaal van wat die Here in mense se lewens gedoen het. In elke slag as ek sien die wonderwerk wat God gedoen het, en ek kom aan die einde van die Bybel, hoeveel wonderwerke het ek nie gesien dat Jesus in mense se lewens doen nie. En elkeen van hulle is 'n klein deposito in my geloofslewe. Elkeen van hulle, ek is baie keer eens bewus daarvan, laat my net sterker en sterker glo. En wanneer my beurt is vir die Here om my geloof te toets, dan sê ek vir myself, die Here het in soveel van daai mense wonderwerke gedoen, ek gaan hom vertrou, hy gaan in my lewe ook die wonderwerk doen wat ek nodig het. Dan word dit makliker en makliker om die Here te vertrou as ons Bybel lees en bid. En terselfdertyd word my vrese minder en minder. Wanneer die moeilike tye kom in die toekoms, my broer, suster, die donker toekoms van ons land wat vir ons almal wag, wat op pad is, dan as jy daar aankom, is jy sterker in geloof, in vertroue. Dan kan jy ander help wat nie daar is nie. Ander wat swak is in vertroue. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leebedrieëry wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Jesus Christus nie, want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Vol, nie 3/4 vol nie, 100% vol. Hier in vers 8 kry ons Paulus se waarskuwing. Ons moenie vashou aan ander se stories nie. Maar dit is veral belangrik in ons era met die sosiale media van Facebook en WhatsApp en Instagram en so kan jy aangaan TikTok. Wat duik elke dag in jou Facebook en WhatsApp voer op? Wat interesseer jou? Sou die Here welkom wees as hy onsigbaar saam kyk na wat jy elke dag na kyk op Facebook en WhatsApp. Hierdie en ander sosiale media apps, het 'n groot probleem geword vir Christene. Dit rig ongelooflik skade aan in Christene se lewens. Predikante kry dit veral wanneer hulle mense kry wat kom vir berading. Dan het jy in baie gevalle iewers te doen met 'n behoefte, 'n noodsaaklikheid eerder om te vergewe. Iewers het iemand seer gemaak, iewers jy moet daardie persoon vergewe. En dan werk ons as beraders om daardie persoon te help om by vergifnis uit te kom en 'n lewe van vergifnis tegemoet te gaan. En dan sit ons met daardie persoon wat teruggaan in die res van die week, voer en voed daai persoon homself en haarself met video's van ander persone wat net soos jy seer gekry het en haat aanmoedig. Hoe moeilik is dit dan vir 'n persoon wat dan weer die versoeking kry deur soveel video's om daardie persoon wat jou seer te maak te bly haat. Dan word die werk van die berader heeltemal uitgewis. En is ons presies waar ons was toe ons begin het. Bedriegery, menslike tradisie, my broer en suster, rig skade aan. En daar is nie 'n tekort aan bedriegery en skadelike tradisie
veral op ons sosiale media apps nie. Die Satan en sy mense, my broer en suster, sê die Bybel, vermom hulle soos die engel van die lig. Hierdie persoon kan tog nie iets verkeerd sê nie. Ek kan tog niks verkeerd sien by hierdie persoon nie. En dis hoe die Satan werk met mense, en sy mense, my broer en suster, is baie. En hy gebruik hulle om skade aan te rig aan Christene se lewe. Onthou die idioom, as jy jou met semels meng, dan vreet die varke jou. As jy slegte geselskap opsoek, op sosiale media, of andersins, dan word jy ook sleg. Dit vat net 'n bietjie tyd om daarby uit te kom. Ek het die afgelope ruk weer nou met mense wat ek help, hoe het tot die besef gekom in watter ongelooflike gemors en skade baie mense se lewens is. Jy kan dit nie glo nie. Jy kan dit nie glo nie. As daar nie plek vir Jesus in jou lewe is nie, broer en suster, dan gaan jou lewe agteruit. Dan kom die een probleem na die ander. Die een slegte, katastrofiese besluit na die ander. En skade nooi jy in jou lewe in. En hier kom die duiwelse mense wat net vernietig en verwoes. Here, in ons lewe, broer en suster, is veel meer as my te help waar ek is. Die Here in my lewe is om vir my te help om juist nie te wees waar hulle is nie. En om juist daar te wees vir mense wat die Here nie in hulle lewe het nie. Dis nie net die predikant wat daar is vir ander mense nie, jy's ook daar. Jy ken mense, jy het goeie vriende, jy het mense met wie jy kontak het. En die Here wil jou gebruik. Jou as voorbeeld, dat hulle na jou toe kan kyk en sê, hierdie persoon het wat ek nie het nie. Hierdie persoon het liefde wat ek nie het nie. Hierdie persoon het sukses wat ek nie het nie. Hierdie persoon se verhoudings is 'n sukses. Hierdie persoon se lewe is 'n sukses. Dis waar ek wil uitkom. Dat die Here jou kan gebruik. Wat ek vir jou sê is nie net 'n preek nie, my broer en suster. Dis nie maar net vir Sondag nie. Dis om jou te bemagtig. Hierdie is 'n skool. Ons is elke Sondag hier op skool. Dan leer die Here vir ons almal. Hy bemagtig ons. Hy gee vir my dit wat my sterker maak. Hy gee vir my dit wat my weet wat my sterker maak. Hy gee vir my dit wat ek moet doen wat my sterker maak. En waar ek sterker is as 'n Christen, is ek meer suksesvol. Is ek meer gelukkig. Kom ek by 'n groter kwaliteit van die lewe uit. Kwaliteit. Die wêreld is besaai met mense wat nooit kwaliteit van die lewe ervaar nie. Die enigste kwaliteit wat hulle het, is 'n sekere bedrag wat in jou bankrekening beland. En dan verdwyn daardie kwaliteit soos mis voor die son, wanneer daai bedrag omgeskep word in 'n minus. Ons het soveel wat ander nie het nie. Ons het soveel om te gee. Vergifnis, liefde, verdraagsaamheid. Dit wat hulle nie het nie. Lewe naby aan Jesus. Laat Jesus in jou woon. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir wat ons alles het. Ons besef dit nie altyd nie. Ons is so vasgevang in ons roetines en my gedagtegang wat altyd meer verwag en meer wou hê en meer wil hê. Kan ons nie meer van dit en dit nie. Dan sal ek gelukkig wees. Dan sal ek volkome rustig wees. Terwyl hy vir ons gee wat ander nooit eers kan droom oor nie. 'n lewe van berusting, 'n lewe van sekuriteit. Sekuriteit in U, nie in 'n bankbalans nie. Soveel wat ons vir ander kan gee, Here. Gebruik ons, Here. Gebruik ons waar ons is. Gebruik ons deur die Gees. Ons bid en vra dit in Jesus se naam.